vertrou dat dit met jou goed gaan vanmôre. Is lekker om jou hier te sien. Ek weet die vakansie het so half en half begin. Skool is gesluit, baie ouens is weg. Ek sien party ouens sit al op die strand. Dit lyk lekker, maar ek dink daar's vandag 'n lekkerder plek om te wees as in die teenwoordigheid van die Here saam met jou geloofsfamilie nie. So ek is bly jy's hier. So ek groet jou vandag met genade, barmhartigheid, liefde en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Na aanleiding van wat die Here op my hart gesit het die week en die teksgedeelte waarmee ek gestoei het die week en wat ek vandag met jou wil deel, wil ek ook die erediens vandag begin met woorde wat ons eintlik in ons Efesiërs reeks oor gepraat het, maar die woorde het hierdie week regtig in my gees gaan vassit en dit is die woorde van Efesiërs 3 vers 20 en 21 en ek lees hom vir jou uit die 2020 vertaling. Daar staan: aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, met ander woorde, sy krag werk alreeds in ons, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Met ander woorde, God is groter as jou grootste verbeeldingsvlug, jou grootste droom. Hy kan meer as te doen. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid. In die kerk, so dis waar ons vandag gaan oor sy heerlikheid. En in Christus Jesus, deur al die geslagte heen, vir ewig en ewig. Dit wat ons vandag hier doen, gaan oor hom. Alles, van jy jou voete by daai deur ingesit het, elke loflied wat ons nou saam gaan sing, wanneer jy stil word en nadink oor die skrif, wanneer ons bid, wanneer ons die Bybel oopmaak, dan gaan dit nie oor jou of oor my nie. Dit gaan oor hom. En sy krag werk alreeds in ons. Sy krag is aan die werk in hierdie diens vandag. Hy's besig met jou. Hy's opgewonde oor jou. Hy wil jou gebruik. Ek wil sommer net hierdie woorde van Efesiërs vir jou gee vandag en jou dan nooi om sommer net in sy teenwoordigheid stil te raak. En die Bybel sê ons moet mediteer oor die skrif. Hoe mediteer ons? Hoe dink ons na oor die skrif? Ons vra vir onsself twee goed. Ons vra, wat sê hierdie gedeelte oor God? En hoe beweeg dit my? Nie wat sê hierdie gedeelte oor my nie, wat sê hierdie gedeelte oor God? En hoe bring dit my in beweging? Wat is dit wat ek moet doen? So ek wil vir jou die woorde van Efesiërs gee vandag en vir jou 'n oomblik se stilte gee en vir jou vra, kom ons dink saam hieroor na. Kom ons mediteer vir 'n oomblik oor Efesiërs 3 vers 20 tot 21. Kom ons raak so 'n oomblik saam stil voor die Here. Aba Vader, U is groot en U is almagtig. En ons kan in ons nietigheid nie begin om die omvang van wie U is te begryp nie. En Here, in ons gebrek aan begrip, reduseer ons U so maklik tot iemand wat wense waarmaak. En ons skryf aan U ons eie agenda toe. En ons agenda is gewoonlik dat dit goed en voorspoedig met ons moet gaan. En ons sit die fokus op ons, Here. Maar hierdie woorde van Efesiërs bring ons vandag sommer net weer tot die besef dat U groter is en magtiger is as wat my kleine menseverstand kan begryp. En dit bring my sommer net weer onder die indruk, Here, dat U 'n wonderlike plan met die skepping het. Dat U deur Christus en deur ons, die kerk, besig is om daai plan uit te voer. En ek besef sommer net weer, Here, dat U nie tot ons diens is, soos wat ons U dikwels maak nie. Maar Here, dat ons tot U diens staan vandag. En daarom wil ons sommer net vandag weer onsself doelbewus onder U hand kom sit. Ons wil ons gees onder die leiding van die Heilige Gees kom sit. En ons wil U almag, U opperheerskappy, U koningskap in hierdie erediens vandag vier.
Here, U ken ons elkeen. U weet waar lê ons swakhede. En ons erken vandag ons eie feilbaarheid, ons eie sondigheid, ons eie swakheid. En ons bely dit. Ons bely dat ons weet dat ons eintlik klein is en dat ons lewe in 'n oogwink verby is. En met daai besef vandag prys ons U ook. Ons prys U vandag as die God wat ver verby die grense van ons verbeelding en gebede kan doen wat ons nie eers kan opdink of kan droom nie. En ons prys U, Here, dat U ons steeds liefhet. Dat U ons steeds kies. Dat U steeds vandag, in hierdie oomblik, in hierdie sekonde, besorgd is oor ons, besig is met ons en teenwoordig is by ons. Ons bid, Here, en ons vra, mag hierdie erediens en alles wat hier gebeur vandag, U verheerlik. Dit wat in die buitekant gebeur, ons lofliedere, ons besig met die woord, maar ook dit wat in die binnekant gebeur, my hart, my denke, my ingesteldheid, hoe ek na ander kyk, hoe ek oor U dink, mag dit tot eer en verheerliking van U naam alleen wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. As jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my oopmaak by Lukas 1, vers 5. Miskien leef daar vanoggend 'n opgewondenheid in jou gees oor dat die Kersseisoen is en daar's iets lekker daaraan vir jou. Miskien sit jy dalk vanoggend hier met 'n bietjie van 'n swaar gemoed, want Kersfees herinner jou aan iets of aan iemand en dis dalk nie altyd vir jou so 'n lekker tyd van die jaar nie. Nou ek sommer net vir jou sê vandag, fokus op Jesus. Ons kan so wegraak in al die geraas rondom Kersfees. Ek meen, al van Oktober af is die Kersfees goed in die winkelvensters en Kersmusiek speel en nou as jy dorp toe gaan, is dit 'n nagmerrie, dit is so besig en mens raak besig met beplanning vir Kersete of jy moet pak want jy gaan ergens na familie toe en jy raak so verlore in al die geraas dat ons fokus van Jesus af verloor. En ek het sommer net die week 'n video van Stefan Jouberg gesien en ek dink toe nog as ja, het is eintlik so, hy sê hou op laat mense jou bang praat oor Kersfees. Oor die oorsprong van Kersfees, dit is eintlik 'n heidense fees en ons het nou net vir Jesus hierby gaan sit en nou probeer ons van dit 'n Christelike fees maak. Hy sê, in my huis vier ons Jesus Christus. Ons vier niks anders nie. So hou op dat mense jou bang praat oor Kersfees, maar maak seker jou fokus is op die regte plek. Kersfees. Ek wil sommer vandag vir jou sê, voor ons begin hier met hierdie verhaal. So Kersfees is eintlik in essensie die verhaal van nie een nie, maar van twee wonderbaarlike geboortes. En ons vier net die een, ons vier die geboorte van Jesus, want Jesus is die verlosser van die wêreld. Jesus is God wat mens geword het. Ons raak opgewonde oor Jesus, maar vanoggend wil ek saam met jou nadink oor die ander geboorteverhaal, wat ons nie so vir mekaar vertel met Kersfees nie, maar wat ook eintlik 'n plek in die Kersverhaal het. So Lukas is 'n baie interessante evangelie. As jy nog nooit 'n evangelie deurgelees het nie, gaan begin by Lukas. Ons sê altyd vir mense, ons maak gewoonlik die fout om vir ongelowiges te sê, ja, gaan lees Johannes. Want Johannes is hierdie amazing evangelie. En Johannes is vir volwasse gelowiges. Johannes is nie vir 'n ou wat nou net in die geloof ingekom het nie. En Johannes is ook beslis nie vir iemand wat nog nie 'n pad saam met die Here gestap het en daai dieper goed kan verstaan nie. Lukas is die evangelie
wat jy moet lees as jy op 'n beginpunt is in jou geloofsreis, of as jy voel jou geloof kort 'n goeie afstof, dan is Lukas 'n goeie plek om te begin. Lukas, hoekom? Want Lukas was die enigste heidense, met ander woorde nie Joodse, skrywer van die Bybel. Die res van die Bybel is almal geskryf deur Jode. Maar die Lukas-evangelie is geskryf, en die Lukas-evangelie, en dan natuurlik Handelinge, né? Is geskryf deur 'n ou wat nie 'n Jood was nie, wat tot geloof in Jesus gekom het. En daarom skryf hy ook hierdie evangelie vir ouens soos hy, vir ouens wat nie noodwendig die Joodse agtergrond en kennis het nie. En die wonderlike ding van Lukas is, hy was 'n dokter gewees. Hy was 'n mediese ou gewees, 'n wetenskaplike ou gewees. En hy was 'n reisgenoot van Paulus. Hy was waarskynlik Paulus se dokter gewees. Ons lees in Handelinge dat Paulus siek geword het, en Lukas was waarskynlik die ou wat hom gedokter het. Maar die interessante ding van Lukas is, hy onderneem om 'n goed nagevorsde weergawe van die Jesus gebeure neer te skryf. In Lukas 1 vers 3 sê hy, ek het dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde neer te skryf. So daar het jy dit, as jy 'n bietjie sukkel met die kronologie van Jesus se lewe op aarde, die Lukas evangelie probeer vir ons dit alles in die regte volgorde gee. Detail het vir hom saak gemaak, en Lukas kies om die storie van Jesus te begin, nie by die geboorte van Jesus nie, maar by die aankondiging van die geboorte van Johannes. Hy is die enigste evangelieskrywer wat hierdie verhaal insluit in sy vertelling van Jesus gebeure. En nou moet ons vir onsself vra, maar hoekom? Hoekom was dit vir Lukas belangrik om hierdie storie in die evangelie in te skryf? En ons gaan dit nou vandag so 'n bietjie uitpak en hopelik verstaan jy 'n bietjie iets meer van wat hier gebeur. Wat wonderlik is van Lukas, ek het dit reeds gesê, is hy was 'n wetenskaplike man. En God het hierdie wetenskaplike ou gekies om hierdie eerste 2 verhale in Lukas neer te pen, die verhale van beide Johannes en Jesus se geboortes. Met ander woorde, hierdie dokter skryf hierdie 2 verhale van hierdie onwaarskynlike, medies onverklaarbare gebeurtenisse. Een vrou was te oud, en die ander vrou het nog nooit 'n omgang met 'n man gehad nie. En beide van hulle het swanger geraak. So kom ons lees vanoggend saam die verhaal van die aankondiging van die geboorte van Johannes. Jy kan jou Bybel nou saam met my vat. Ons lees vanaf vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op 'n ver gevorderde leeftyd. Op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruike deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.
Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan, in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man, en my vrou is al op vergevorderde leeftyd. Die engel antwoord hom, ek is Gabriël, wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Intussen het die volk vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel 'n gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. En na daardie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê, die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Vriende, die verhaal van Johannes die Doper is die verhaal van God wat deur die stilte breek. In hierdie verhaal is daar hierdie 3 verweefde stiltes, eintlik 4, maar ons fokus op 3 verweefde stiltes waardeur God kom breek. En ek wil vandag met jou praat spesifiek oor hierdie tema, wanneer God deur die stilte breek. So Johannes die Doper is regtig eintlik een van die mees ondergeskatte figure in die hele Nuwe Testament. Ons praat baie min oor hom. Ek het in my leeftyd regtig, kan ek op die een hand tel, al preke oor teksgedeeltes met Johannes die Doper ingehoor. Ons onderskat hom, maar Jesus het hom nie onderskat nie. Inteendeel, Jesus het oor Johannes die Doper gesê, dat daar geen mens groter as Johannes al ooit verskyn het nie. Sjoe, wat 'n fantastiese of ongelooflike woord om oor jouself te kry. Alhoewel ek nie dink dat Johannes dit ooit gehoor het nie. Wil jy weet waar staan dit? Matteus 11. Nie Noag nie, nie Abraham, Isak, Jakob of selfs Josef nie, nie Moses nie, nie Elia of Elisa nie, nie Dawid nie, Johannes. Hoekom? Hoekom sê Jesus dit oor Johannes? Want daar het met Johannes 'n nuwe era aangebreek. Die era van die koninkryk van die hemel. God was nog nie klaar met sy volk nie. Die laaste profesie in die Ou Testament sê dat daar 'n Messias gaan kom, maar voordat die Messias kom, gaan daar 'n profeet kom wat mense gaan voorberei op die koms van die verlosser. Dis hoe die Ou Testament eindig, met 'n profesie oor die ou wat die weg kom voorberei vir die verlosser. En hier in Lukas kry ons dan die gewaarwording van hierdie profesie van Maleagi. Hierdie nuwe era wat vir God se volk en vir die res van die mense op aarde aanbreek. En dit alles gebeur in die persoon van Johannes die Doper. En in hierdie verhaal van Johannes die Doper se geboorte aankondiging sien ons hierdie diep waarheid oor God, en ek wil jou aandag vandag eers daarop fokus. En dit is dat wanneer God kies, kan hy groot dinge doen. Ek dink ons vergeet dit partykeer. Ons vergeet partykeer dat ons met die skepper van die heelal te make het wanneer ons hier kom sit, of wanneer ek my Bybel vat in my hand en dit oopmaak. Wanneer jy besig is, wanneer jy aan God dink daaraan dat jy het nou hier te maak met die God wat die aarde in 6 dae geskep het. Jy het hier te maak met die God wat die see oopgekloof het, sodat
dat sy volk, 2 miljoen mense, op droë grond kon deurstap. Jy het hier te maak met die God wat kos uit die hemel laat reën het. Jy het hier te maak met die God wat water uit 'n rots, uit 'n klip laat uitkom het. Jy het hier te maak met 'n God wat verstommende en kragtige dade kan doen, as hy dit wil. As hy dit kies. Maar dan moet ons ook hierso sien, dat God soms doelbewus kies om stil te bly. Hoekom? Omdat hy in sy goddelike wysheid die perfekte tyd ken. En ek en jy nie. Miskien moet jy dit hoor vandag. God se stilte beteken nie God is weg nie. God se stilte beteken nie hy het vergeet nie. God se stilte beteken nie hy is afwesig of op vakansie of hy vat 'n middagslaap nie. God se stilte is nie verwerping nie. God se stilte is voorbereiding. God is altyd aan die werk, ook deur die stiltes. En nog 'n waarheid wat jy moet raak sien wanneer jy hierdie verhaal lees, voor ons die stiltes gaan uitpak, is dat wanneer God kies om deur die stilte te breek, en wanneer God kies om groot en almagtige dinge te doen, dan gebruik hy gewone mense in alledaagse situasies. Kom, ons het hier te doen met die koms van die verlosser, die koms van God op aarde. En mense verwag dat as jy hierdie storie lees, dat hier iets amazing moet gebeur. Dan moet hierdie klomp wonderlike gebeurtenisse wees, miskien 'n trompet of 'n ramshoring wat blaas, en die koms van die Messias met fanfare aankondig, maar ons lees hier die begin van die Messias se storie, die heel begin van God se storie en die verlossing van die mensdom met die Messias wat gebore gaan word, en dit begin met 'n doodgewone egpaar. 2 plain ou mense. Sagaria en Elisabeth. Sagaria was 'n priester uit die priesterorde van Abia. Hy word nie hier beskryf as 'n noemenswaardige of 'n briljante of 'n beroemde priester nie. Hy was net 'n priester. En in daai tyd was daar ongeveer 18.000, tussen 17 en 18.000 priesters uit Aaron se geslagslyn gewees wat diens gedoen het in Judea. Hulle het nie noodwendig in Judea gebly nie, maar wanneer hulle diensplig moes kom doen in die tempel, dan het hulle na Judea toe gekom. So Sagaria was maar een van 18.000. 'n gewone man. En dan sy vrou kom ook uit die priesterlike geslagslyn, maar daar word ook nie beskryf dat sy hierdie wonderlike, uitstaande persoon was. Sy was 'n doodgewone vrou. En ons sien wel dat albei van hulle getrou was aan die wet van God. Dit word daar gesê, dat hulle onberispelik die gebooie en die voorskrifte van God onderhou het. En hier wil ek vir jou iets sê, ek wil jou daarop wys, kyk wat is vir God belangrik. Nie rykdom nie, nie hulle kwalifikasies nie, nie hulle rang of posisie nie hulle invloedsfeer nie die kontakte wat hulle gehad het, of hulle bankrekening, of die area waar hulle gebly het, of die kar wat hulle gery het nie, of die donkie wat hulle gery het nie. Dit was nie vir God belangrik nie. By God is daar net een qualifier, en dit is gehoorsaamheid, in een woord. Gehoorsaamheid. Dis wat vir God saak maak. Dis hoe God die ingesteldheid van jou hart sien. En hieraan het Sagaria en Elisabeth voldoen. 2 eenvoudige, gewone mense, niks fancy nie, niks noemenswaardig aan hulle nie. Die koms van die Messias was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, en het begin op hierdie eenvoudige manier, met hierdie gewone mense, in 'n alledaagse situasie. En miskien moet jy dit dalk hoor vandag. Miskien moet jy hoor dat die God wat groot dinge doen dit gewoonlik deur doodgewone mense.
En ek weet nie waar klassifiseer jy jouself vandag nie. Maar ek klassifiseer myself beslis as 'n doodgewone mens. Daar's niks fancy omtrent my nie. Daar's niks spesiaal omtrent my nie. Ek's 'n doodgewone mens. En miskien voel jy ook vandag so. Waarna God wel kyk en wat vir God wel saak maak, is gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees. Dit is wat vir God tel. Dit is vir God die bepalende faktor. En jy het jouself nou geklassifiseer, waar val jy? Dink jy is dalk 'n bietjie hoër op as die normale of die doodgewone ou, as die doodgewone ou of as jy onder die doodgewone ou? I don't know. Maar nou wil ek jou vra, waar klassifiseer jy jouself in terme van jou gehoorsaamheid aan God? Waar val jy op daai skaal? Is jy gehoorsaam aan God? Is jy partykeer gehoorsaam aan God? Is jy nie heeltemal gehoorsaam aan God nie? Is jy onseker of jy gehoorsaam is aan God? Waar val jy? Nou Lukas begin hierdie storie, hy sê hierdie gebeurtenis speel af in die dae van Herodes. Interessante karakter die Herodes. Jy kry interessante leesstof oor hom. Die eerste ding wat jy van die ou moet weet, is dat hy 'n Edomiet was. Ok, wat beteken dit? Hy was 'n afstammeling van Esau. Vat jy nou terug heel na Genesis toe nou. Hy was 'n afstammeling van Esau gewees. So die konflik tussen die volk van God, die Israeliete, hulle word nou Judeërs genoem, Jode genoem. So die konflik tussen die Israeliete en die Edomiete het sy oorsprong in die begin van die geskiedenis van die mensdom tussen die twee broers Jakob en Esau. En nou begin ons in die Nuwe Testament, jy sal nou dink, die Ou Testament is nou afgehandel, ons begin nou hier met 'n nuwe era, maar dit wys jou net hoe belangrik dit is om die Ou Testament saam met jou Nuwe Testament te lees. Hier stap ons in die verhaal van Jesus in. En in die eerste paar verse in die verhaal van Jesus kry ons 'n Edomiet. Maar hierdie keer, wat dit so erg maak is, hierdie keer sit hy op die troon van Israel. Hierdie keer regeer hy die volk van God. Hy was natuurlik wat ons noem 'n marionetkoning van die Romeinse Ryk. Hulle het hom daar gesit, want hy was in hulle sak gewees. Hulle kon hom beheer, hulle kon vir hom sê wat moet gebeur, en hy het dit laat gebeur. Maar dit was 'n verskriklike, hy was vir 36 jaar lank op die troon in Judea. Maar hy was 'n verskriklike paranoïese ou gewees. Hy het almal wat vir hom 'n bedreiging was, doodgemaak. Of laat doodmaak. Selfs sy eie familie. En nou kan jy dink, vir die Jode was dit 'n verskriklike doring in die vlees, dat hier 'n Edomiet oor hulle regeer. Dat hulle grootaards vyande, een van hulle nou op die troon sit, en besluit wat met hulle gebeur. Nou net so terloops van hier af, lees ons in die Bybel van nog 4 verskillende Herodese. So elke keer wat jy die naam Herodes lees, moet jy nie net aanneem, jy het nou met dieselfde Herodes te maak nie. Die een ding wat jy kan aanneem, is dat hulle almal so wreed, soos hulle oupa en oupa grootjie was. Almal was so wreed soos Herodes die Grote. Die laaste Herodes sterf in Handelinge sonder 'n kind of 'n erfgenaam, en so verdwyn die Edomiete dan uit die Bybelse geskiedenis. Net soos wat Obadja geprofeteer het, gaan gebeur. Sien, hoe kom jou Ou Testament by jou Nuwe Testament uit? Herodes was so vol van homself, hy het homself die groote laat noem deur sy onderdane. In sy oë was hy groot, was hy magtig. Nou dis in hierdie tyd wat die priester en sy vrou Sagaria en Elisabeth kinderloos was. Alhoewel dit iets was waarvoor hulle verlang gebid het, dit kry ons uit hierdie storie uit die Bybel uit. En in die Bybelse tyd, moet jy net onthou, was daar hierdie stigma aan kinderloosheid gewees. As 'n egpaar nie kinders gehad het nie, dan was daar aangeneem, hulle het een of ander groot sonde gehad, en dat God besig is om hulle te straf, en daarom kan hulle nie kinders hê nie. So kinderloosheid was iets waaroor jy skaam was in daai tyd. En nou, sê Lukas, nou is hierdie twee mense wat nooit in hulle lewe kinders gehad het nie, op 'n gevorderde stadium in hulle lewe.
waarskynlik, as jy die sommetjies gaan maak, was hulle waarskynlik hier tussen 60 en 70, dis waar hulle was. Goeie genade, ek weet nie of ek op 60 nog 'n kind wil hê nie. Nou die priesterskap was in 24 afdelings verdeel, so net een keer in 6 maande het Sagaria se priesterorde, die orde van Abia, aan diens gekom. Een keer in 6 maande het hulle kans gehad om tempeldiens te gaan doen. En dan, wat gebeur het, is hulle het loetjies getrek om te sien wie gaan die wierookoffer in die heiligdom, in die tempel gaan bring. Met ander woorde, jy kon 'n priester gewees het en jy kon jou hele lewe deurgegaan het sonder om een keer in die tempel in te gaan. Want die lot het dit bepaal. Want God het die lot bepaal. So God het bepaal wie doen die diens in die heiligdom. En hierdie keer toe hulle die loetjies trek, toe val die lot op Sagaria om die priesterdiens in die tempel te gaan verrig. En ek dink Sagaria was in sy gees baie opgewonde hieroor. Dit was 'n groot oomblik, 'n oomblik van eer en van geestelike betekenis in sy lewe gewees. Wat se priesterdiens het hy in die tempel gaan verrig? Hy moes die wierook op die wierookaltaar gaan brand. Wat was die wierookaltaar? Op die wierookaltaar moes daar elke dag 2 keer die dag, die oggend en die aand, wierook gebrand word, want die wierook was simbolies van die voortdurende gebede van God se volk wat opstyg na hom. Dis waar die wierookaltaar gegaan het. Dit het gegaan oor die volk se gebede. So as daai wierook rookies begin opgaan het, dan was dit 'n teken dat God se volk se gebede styg op na hom toe. Gaan lees Psalm 141 as jy so met Dawid se interpretasie daarvan wil lees. So terwyl Sagaria nou binne in die tempel is om die wierookoffer te bring, staan die volk buite en wag. Dit was hulle gebruik. Dit was nie veronderstel om 'n lang oefening te wees nie. Sagaria moes letterlik 'n bak vat en hy moes skole van die brandofferaltaar gevat het en hy moes ingestap het na die heilige plek wat net voor die allerheiligste was. So nie in die allerheiligste nie, net in die heilige gedeelte van die tempel ingegaan het. Dan moes hy die kole uitgegooi het op die wierook altaar en hy moes die wierook aangesteek het met daai kole en dit op die altaar neergesit het sodat dit begin brand. En dan het daar hierdie wolk van rook, van wierook opgestyg uit die heiligdom en wanneer die volk wat nou daar so staan sien hierdie rook gaan op, dan begin hulle bid. Want hulle gebede gaan dan ons nou op na God toe, dis hoe hulle dit gesien het. So die wierook het die gebede van die gelowiges gesimboliseer. So die volk staan buite die heiligdom, hulle sien hierdie wierookwolk opgaan en terselfdertyd begin hulle bid tot God se hemelse troon. So Sagaria se werk in die tempel is klaar, hy moet nou uitkom. Hy het gedoen wat hy moes, maar Sagaria kom nie uit nie. En die volk begin wonder, wat het van Sagaria geword? Is hy alright? Niemand wil gaan check nie, mag jy daar ingaan nie. Wat gebeur met Sagaria in die heiligdom? Sagaria is hier in die heiligdom besig om letterlik 'n roetine taak te verrig. Dit gebeur elke dag, 2 keer 'n dag. Maar die oomblik toe Sagaria daai kole op die wierookaltaar uitgooi en hy steek die wierook aan, toe gebeur dit. Wat's dit? Die bonatuurlike breek deur die alledaagse. God breek deur die stilte. Pos vir 'n oomblik. Wat jy moet onthou wanneer jy Lukas of enige een van die ander evangelies lees is, tussen Maleagi in jou Bybel en Matteus is daar 1 bladsytjie. Nee? Daai 1 bladsytjie as jy hom so vat, daai 1 bladsytjie simboliseer 400 jaar. 400 jaar tussen die laaste profeet in die Ou Testament en die koms van die Messias in die Nuwe Testament. En vir daai 400 jaar was God stil. Na die profeet Maleagi was daar 400 jaar se stilte uit die hemel. God het nie gepraat nie. God het nie 'n profeet gestuur om met die volk te praat nie.
So 100 jaar voor Maleagi, in Daniël se tyd, in die ballingskaptyd, was die laaste engelverskyning gewees. So daar was 500 jaar laas engele gesien. So geen engele nie, geen profetiese stem nie, geen wonderwerke nie, net stilte vir 400 jaar lank. Die volk het beleef dat God van hulle vergeet het, dat hy sy rug op hulle gedraai het, dat hy hulle afgeskryf het. En nou, op die doodgewone dag, in Sagaria se tempeldiens, breek God 400 jaar lank se stilte. Maar ek wil jy moet oplet waar God die stilte breek. By die wierookaltaar. Daar's nou ouens wat in betekenis in die regterkant van die wierookaltaar inlees. Ek wil nie daarop uitbrei nie, want daaroor kan ek nie vir jou met sekerheid sê nie. Maar wat vir my opvallend is daar by die wierookaltaar, daar breek God deur die stilte. Dit was die oomblik toe die wierook uit die tempel opgegaan het, tesame met die gebede van die volk. Die wierookaltaar, die plek wat gebed gesimboliseer het, dit word die plek van geestelike deurbraak. Met ander woorde, die plek waar God deur stilte breek, is daar waar sy kinders hulle voor hom verootmoedig en waar hulle harte na hom rig in gebed. Ek wil jy moet dit sien. Die plek van geestelike deurbraak is by gebed. Miskien is dit wat jy vandag moet hoor. Miskien bid jy vir iets, miskien bid jy al baie lank vir 'n deurbraak of vir whatever in jou lewe. Miskien het jy al opgehou bid want jy kry nie antwoorde op jou gebede nie. Dan wil Lukas jou vandag kom herinner om aan te hou bid. Hy wil jou kom bemoedig en sê, hou aan bid, ons gebede is die plek van deurbraak. Openbaring 5 sê vir ons, gaan lees, dit is die mooiste beeld daai, dat ons gebede die reukwerk is, wat in goue bakke voor God se troon gebring word. Met ander woorde, die gebede van gelowiges lê in daai goue bakke, dit word voor God gebring, jou gebede is in die hemel, dis in God se neus. Dis vir hom 'n aangename geur, wanneer sy kinders bid. Moenie ophou bid nie, want dit is die plek waar God deur die stilte breek. Nou die boodskap van die engel, wat daar aan die regterkant van die wierookaltaar staan, was nie net vir Sagaria en Elisabeth nie, dit was vir die hele volk. Dit was God wat sê, ek is nog nie klaar met julle nie. Die goeie nuus van Johannes se geboorte was nie net vir hierdie kinderlose bejaarde egpaar nie, dit was vir die hele volk. Hy sou 'n profeet van die Allerhoogste wees, dit sê die engel. Hy sê, dit sal die eerste profeet in 400 jaar wees. Hy sou kom om die volk voor te berei op die koms van die Here. En hierdie kind, wat gebore sal word vir hierdie bejaarde egpaar, gaan 'n sleutelrol speel in God se verlossingsplan met die wêreld. God breek deur die stilte, nie net vir Sagaria en Elisabeth nie, maar vir die hele Israel en vir die hele wêreld daar by die wierookaltaar. En die engel begin, en hierdie wys dit vir my iets van God se hart, die engel begin met, moenie bang wees nie. Ek dink is nogals betekenisvol dat hy vir Sagaria so groet. Dit sê iets van God, dit sê vir ons, God ken ons. Hy ken ons vrese, hy ken ons bekommernis, hy ken ons angs. Sagaria was 'n doodgewone mens, hy was 'n priester. Hy was maar net soos enige ander gelowige, soos ek en jy. En soos enige ander ou sal skrik as hy 'n engel voor hom sien staan, so het Sagaria geskrik. En ek dink ons sien altyd engeltjies soos 'n mens, net 'n bietjie groter dalk met vlerke. Hy gaan lees 'n bietjie Daniël, jy sal hoor, dit is nie hoe engele lyk nie. Maar die engel het nie gekom om oordeel te bring nie, hy kom met 'n persoonlike boodskap vir Sagaria en 'n boodskap vir die volk. Maar hy bring hierdie boodskap vir hierdie man wat nog al die tyd 'n kind wou gehad het en nie een kon kry nie. Die engel sê vir Sagaria,
dat God sy gebede verhoor het. Hy gebruik letterlik daai woorde, hy sê, jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk. So hy gaan kry, dit waarvoor hulle so lank gebid het. Maar dis hier waar Sagaria se reaksie iets weergee van sy geloof. So, hier's 'n man en 'n vrou wat al baie lank bid vir iets. Al die jare se smeking, se trane, se hoop, het nie verlore gegaan nie. God het dit gesien, hy het dit gehoor. Hy het nie van Sagaria en Elisabeth vergeet nie. Hy breek deur die stilte van onbeantwoorde gebede vir hierdie egpaar. Elisabeth gaan 'n seun in die lewe bring. Julle moet hom Johannes noem. Wat beteken Johannes? Johannes beteken God is genadig. Sy geboorte sal groot vreugde bring. Nie net vir julle nie, maar vir al die mense. Hy sal groot wees in die oë van die Here. Ek dink is nogals opmerklik dat die engel sê, hy sal groot wees in die oë van die Here. Onthou nou net, ek het vir julle nou vertel van Herodes. Herodes is op die troon in Judea. Die man wat homself die grootte gedoop het. 'n Man wat in sy eie oë belangrik was. En dan kom hierdie engel en hy sê, God gaan 'n kind stuur en hierdie kind gaan in God se oë groot wees. Wat het Johannes die Doper groot gemaak in God se oë? Die feit dat hy mense opgeroep het om terug te draai na God. Die feit dat hy mense voorberei het op Jesus. Die feit dat hy die eerste ou was wat na Jesus toe gewys het en gesê het, daai is die lam van God. Dis die Messias, dis die verlosser wat die wêreld gaan kom red. En wat jy hier moet sien, is dat dit regtig nie jou prestasies is wat jou groot maak voor God nie, maar eerder jou relasie met Jesus. Ons verhouding met Jesus bepaal waar ons met God staan. En dit is wat jy moet najaag. En ons begin so sidetrack raak in die lewe, ander goed raak vir ons belangrik. Maar hier staan dit, 'n lewende verhouding met Christus, dis wat vir God saak maak. En vanuit daai verhouding moet daar 'n paar goed gebeur. So dit help nie ek het 'n verhouding, maar dit gebeur hier in isolasie nie. Vanuit daai verhouding moet ek ook die goeie nuus van Jesus met ander deel. Moet ek ander ouens intrek by hierdie verlossing? Moet ek mense terugdraai na God toe? Wanneer laas het jy Jesus met iemand gedeel? Die engel sê dat hierdie kind gevul sal wees met die Heilige Gees, nog voordat hy gebore is. Hy sal die harte van Israel terugdraai na die Here toe. Hy sal in dieselfde gees en krag optree as Elia. Ek het net hierdie week weer Elia se storie gelees. Ek gaan lees dit net weer 'n bietjie. Hy sal die eerste profeet in 400 jaar wees. Hy sal vaders en kinders terugdraai na mekaar en ongehoorsaames lei na gehoorsaamheid. Maar dan, ondanks hierdie heerlike belofte, kon Sagaria dit nie glo nie. Hy het na sy eie omstandighede gekyk. Sy omstandighede was vir hom groter as die engel wat hier gestaan het en die woord van die Here wat na hom toe gekom het. Hy kyk na sy ouderdom, hy kyk na Elisabeth se onvrugbaarheid. Sy werklikheid lyk vir hom groter as hierdie wonderlike belofte. En dan vra hy vir die engel, hoe kan ek seker wees hiervan? Hy challenge eintlik hierdie engel. Hy sê, hoe kan ek jou glo? Ek sal 'n ou man en my vrou is ook al oud. En wat ek hier sien, is dat daar regtig 'n verskil is, en ek wil hê met my reg verstaan, so hoor my mooi vandag. Daar's 'n verskil tussen om in God te glo en om God te glo. Die meeste mense glo in God. Met ander woorde, ons erken God bestaan, ons aanvaar seker waarhede oor hom, ons stem intellektueel saam dat God 'n werklikheid is. Ons erken God, ons erken die bestaan van God. Dis nie geloof nie. Weet jy wat, Jakobus 2 vers 19 sê vir ons, die demone glo ook in God. Dit maak nie van hulle kinders van die Here nie. Om God te glo is iets anders. Dit beteken ek vertrou op God. Ek neem God op sy woord. Ek lees asof dit wat God sê vir my die waarheid is. Al verstaan ek dit nie noodwendig nie. Dis absolute vertroue, dis geloof.
Om in God te glo is erkenning dat hy bestaan, maar om God te glo is om my vertroue in God te sit. En dit, Basilaire familie, is die verskil tussen godsdiens en geloof. So dikwels word ons verhouding met God afgewater tot godsdiens. En ek wil hê met die waarskuwing hoor vandag. Ons gaan net deur emotions, ons geloofspraktyke begin so half meganies gebeur. Dit gebeur net. Ek kom Sondag kerk toe. Ek maak vanaand my Bybel oop en ek lees 'n paar hoofstukke voor ek gaan slaap. Dit gebeur net. Want ons doen dit sonder 'n verwagting om die Here te ontmoet. Sonder 'n verwagting om van die Here te hoor. En ek dink dis wat hier met Sagaria gebeur het. Hy was by die tempel. Hy het sy tempeldiens getrou kom doen. Hy het deur emotions gegaan. Hy het die wierook op die altaar aangesteek sonder om regtig 'n verwagting te hê dat die Here hier gaan opdaag en dat die Here gebede gaan verhoor. En daarom vang hierdie verskyning van die engel hom so onkant. Hy het nie verwag dat God gaan opdaag in sy situasie nie. Hy het erken dat God bestaan, anders sou hy nie in die tempel gewees het nie, maar sy vertroue was nie heeltemal in God nie. Ek wonder sommer vandag of jy in God glo en of jy God glo. Of jy bloot vandag met jou hier wees net erken dat God bestaan en of jy regtig 'n expectation, 'n verwagting het dat God vandag hier opdaag en jou kom ontmoet. Ek wonder sommer of het jy ook al in sinnelose godsdienstbeoefening verval. Gaan jy net deur emotions? Of vertrou jy regtig met jou hele hart op die Here? Ek wil vir jou sê, ondersoek vanmôre jou eie hart. Meet jouself aan Sagaria. Vra vir die Here, hy moet vir jou wys of daar dalk 'n Sagaria in jou eie gees skuil. Sagaria glo nie die woord van die Here wat deur die engel kom nie. Hy soek bevestiging. Hy soek 'n teken. Hallo, wie van julle kan julle identifiseer met die ou? Gee my proef, Here. Asseblief bevestig dit vir my. Sê vir my, wys dit vir my weer. Okay, Here, jy het dit nou een keer vir my, wys dit vir my 'n tweede keer. Okay, Here, nog net 'n derde keer, dan sal ek glo dat dit die waarheid is. Nou gebeur daar baie interessante dinge in hierdie verhaal. Die engel stel homself voor. Hy sê wat sy naam is, hy sê, ek is Gabriel. Hy sê, ek staan in diens van God. Ek is gestuur deur God om met jou te praat en hierdie goeie nuus vir jou te bring. Nou ons weet nie presies hoeveel engele daar is nie, maar Openbaring sê vir ons, daar's baie engele. Maar slegs 2 van hulle word op die naam genoem in die Bybel. Michael en Gabriel. Michael was 'n soort krygerengel, of nie was nie, is 'n soort krygerengel. Hy kom wanneer daar 'n oorlogssituasie is, 'n geveg wat aangevoer moet word. Dis Michael. Michael. En dan kry ons vir Gabriel. En Gabriel is God se nommer 1 boodskapper engel. Hy is die ou wat kom om al die groot, swaar boodskappe oor te dra. Dis vir Gabriel wat ons in die boek Daniël kry, wat hy na Daniël toe kom en vir hom vertel van die verlossingsgeskiedenis en van wat God beplan tot en met die einde van tyd. En Gabriel, die naam beteken magtige een van God. Nou, hoekom sal Gabriel homself by name voorstel aan Sagaria? Want hierdie was 'n priester. Met ander woorde, hy was 'n man wat die geskrifte geken het, die Ou Testamentiese geskrifte geken het. Hy weet dat Gabriel in die boek Daniël verskyn om die aardskuddende boodskap oor die wêreld aan Daniël oor te dra. So deur sy eie naam te gee, verifieer Gabriel in die eerste plek dat hy deur God self gestuur is, dat God in hierdie oomblik die stilte breek, maar in die tweede plek onderstreep Gabriel ook die enormiteit, I don't know if that's a word, né? Maar die omvang van die boodskap wat hy vir Sagaria bring. Dis nie sommer net enige engel wat kom nie, dis Gabriel, die magtige een van God wat kom om vir Sagaria te sê, jy gaan 'n seun kry en hy gaan die weg voorberei vir die Messias wat kom.
Wanneer God deur die stilte breek, hoor dit mooi vandag. Sien dit in Sagaria raak, dan toets dit ons geloof. Maar God vra oorgawe, nie onderhandeling nie. En ons wil partykeer met God onderhandel. Sagaria wou onderhandel, hy was skepties, hy soek 'n teken, hy soek bevestiging. En Gabriël gee dan 'n teken, maar hy gee ook tugtiging. So, Sagaria verloor sy spraak. Ek is nie seker of hy sy gehoor ook verloor het nie. In my voorbereiding en die boeke wat ek gelees het, is daar party ouens wat reken, hy het nie net sy spraak verloor nie, maar sy gehoor ook. Nou dan dink ek was dit 'n baie stil 9 maande vir hom en vir Elisabeth gewees. Maar kom ons veronderstel hy het net sy spraak verloor. Hy sal nie kan praat voor al hierdie dinge wat Gabriël sê tot vervulling kom nie. En Sagaria se stilte sou hierdie voortdurende herinnering wees vir hom dat God se woord seker is. Al kan hy dit nie verstaan of al kan hy dit nie glo nie. Nou intussen staan die mense daar buite die tempel, hulle wag om van Sagaria te hoor. En hy bly nou vir hulle 'n bietjie te lank daar in die tempel. En toe hy uitkom, toe kan hulle dadelik sien, hy het 'n gesig gesien, want hy kan nie praat nie. Hy moet handgebare gebruik om vir hulle te verduidelik wat daar binne gebeur het. Ek dink hy het gelyk soos wanneer ek preek. Maar as sy handgebare enigiets is, soos wanneer ek en Frik met mekaar probeer kommunikeer, wanneer hy in die trekker sit en ek buite staan, dan het die mense hom ook nie verstaan nie. Ek meen, come on, hoe bedui jy nou in elk geval vir iemand 'n engel? I don't know, ek weet nie, het julle dalk 'n beter idee. Maar sien jy die ironie van wat hier gebeur? Vir 400 jaar lank is God stil. Vir so lank as wat Sagaria en Elisabeth getroud is, bid hulle al vir 'n kind, maar God is stil. En nou praat God. En nou glo Sagaria hom nie. Toe sê die Here vir hom, "Oké Sagaria, in daai geval gaan ek jou stil maak. Jou stil maak. Nou dat jy hierdie wonderlike nuus gekry het van die seentjie wat jy gaan kry, nou dat jy gesien het God is nog besig en God het nie van sy volk vergeet nie en jy wil dit met hulle gaan deel en jy wil na jou vrou Elisabeth toe hardloop en met haar gaan deel dat sy 'n kind gaan kry, nou maak ek jou mond toe. Nou kan jy nie kommunikeer nie. En so word Sagaria se stomheid beide 'n straf, maar ook 'n teken. Just hear me out. Dis asof God deur Sagaria se stilte self 'n boodskap aan Israel stuur. Net soos wat Sagaria nie nou kan praat nie, so het God vir 400 jaar lank nie met sy volk kon praat nie. Sagaria het in sy eie liggaam iets ervaar van dit wat God ervaar het toe hy vir 4 eeue lank in stilte moes handel. Want as jy die hele Ou Testament gaan lees, is dit keer op keer wat God met hulle praat en God hulle waarsku en elke keer draai hulle rug op God. En elke keer maak hulle asof God nie daar is nie. Of God nie regtig is nie, sy omgee, sy sorg vir hulle nie regtig is nie. En toe daar 'n tyd aangebreek wat God net nie met hulle kon praat nie. Miskien was daar niemand wat ontvanklik was in daai tyd vir 'n verskyning van 'n engel. Of vir whatever nie. Ek weet nie wat die rede was hoekom God nie gepraat het, maar vir 4 eeue lank het hy nie, kon hy nie met hulle praat nie. Net soos wat God uiteindelik weer dan nou met sy volk sou praat deur Johannes en deur Jesus, sou Sagaria eers sy stem kry wanneer die regte tyd aangebreek het. Met ander woorde, wanneer die seentjie gebore word. So Sagaria se stomheid word hierdie teken van beide oordeel en van hoop. Die oordeel is, God het nie gepraat nie, die hoop is, God is nou weer besig. Ons hoor God nou weer. En so het Sagaria se stilte, 'n stilte wat deur God self opgelê is, die volk laat besef, maar God is nog besig met ons. God beweeg weer hier by ons en deur ons en in ons en onder ons. En dit het die volk voorberei op die stortvloed van wonderwerke, wat dan nou met Jesus se koms ook sou aanbreek. Onthou vir die 400 jaar het hulle nie wonderwerke beleef nie.
Sagaria het huis toe gegaan. Lukas is baie, sê dit baie pertinent vir ons, hy het huis toe gegaan en daarna het Elisabeth swanger geword. So Elisabeth se swangerskap was nie 'n bo-natuurlike swangerskap soos wat Maria se was nie. Johannes was die kind van Sagaria en Elisabeth. Sy is swanger geword, net soos wat Gabriël gesê het gaan gebeur. En dan doen sy hierdie dings vir 5 maande lank sonder sy haarself af. Met ander woorde, sy kies stilte. Hoekom doen sy dit? Sy sê self, want sy was bewus daarvan dat die Here persoonlik na haar omgesien het en die las van haar vernedering by haar weggeneem het, waar sy jarelang in stilte gelei het en God nou deur die stilte gebreek het om die belofte van 'n kind waar te maak, sonder sy haarself nou af, kies sy om in stilte by God te wees. Want haar stilte is aanbidding. Haar stilte is 'n erkenning van God se genade in haar lewe. Miskien moet jy dalk dit hoor vandag. Dat baie keer nodig is om jouself af te sonder. Ons het aan die begin van die diens net so ietsie gesê oor die Kersfees rush. Almal maak vakansieplanne, almal beplan familie-etes. Ons is so besig, ek en Frik praat nou die dag, dat ons so besig, dat partykeer gaan Kersfees by ons verby soeps, en dan besef jy, maar net nooit regtig gaan stil sit en net gedink. Ons weet dit gaan oor Jesus, maar ons het nooit stil gaan sit om te dink, en ons gedagtes doelbewus te fokus, en te sê, Here, nou sonder ons hierdie tyd 'n bietjie af vir U nie. So miskien moet jy dit vandag hoor, miskien moet jy partykeer stilte kies. Elisabeth se ervaring was meer as net 'n persoonlike verhaal. Haar swangerskap was die begin van God se heilsplan, wat opnuut momentum kry. Want kom ons sê net gou dit vir mekaar, God se heilsplan begin nie met Jesus nie. God se heilsplan begin al in die tuin van Eden, toe die straf uitgespreek word oor Adam en Eva en die slang. Daar het God se heilsplan reeds begin. Maar daar was 'n tyd wat God nie met sy volk kon werk nie. My vermoede is dat hulle nie ontvanklik was daarvoor nie. En nou, na 400 jaar, kom hierdie heilsplan weer in beweging. God se heilsplan kry weer momentum. Johannes se koms sou die stem wees wat deur die stilte van eeue breek. Hy gaan die pad voorberei vir die Here self, 'n nuwe tydperk, 'n nuwe woord, 'n nuwe lig breek aan. Alles wat in hierdie eenvoudige huishouding met hierdie eenvoudige, doodnormale mense gebeur, was die eerste seisoen van God se herskrywing van die wêreld se geskiedenis. Die stilte is verby. Die tyd vir God se grootste openbaring het aangebreek. En die verhaal van Sagaria en Elisabeth wys vir ons vandag dat God dikwels sy grootste werke begin in die stil verborge ruimtes van mense se lewens. Gaan dit gou weer vir jou sê, laat ek net insink. God begin dikwels sy grootste werke in daai stil verborge ruimtes van ons lewens. Hierdie was nie belangrike figure in die oë van die wêreld nie, nie ryk of invloedryk nie, geen politieke of geestelike mag nie, net 'n nederige priester en sy vrou, wat in gehoorsaamheid geleef het, maar wat jarelank die swaar las van kinderloosheid gedra het. Maar dis juis mense soos hulle wat God kies, om sy planne mee uit te voer. En wanneer God begin werk, is dit nie in die paleise van konings, hy werk daar ook, maar hy begin hier, in ons huise, met doodnormale mense, in ons alledaagse situasies. En hierdie verhaal wys vir ons, God vergeet nie. Ek wil jy moet dit hoor vandag, God vergeet nie. Die volk het gedink, God het vir 4 eeue lank stil gebly, hy het van ons vergeet. Elisabeth het gedink, God hoor nie my gebede nie. Sagaria het gedink, my grootste roeping is verby. Maar toe breek God deur die stilte. En God praat en hy wys dat hy al die tyd teenwoordig was. Hy was nie weg in daai 400 jaar nie, hy was stil. Hy was nie weg nie. Hy het elke traan gesien, hy het elke gebed gehoor.
En wanneer God sy plan tot uitvoering bring, gebeur dit altyd perfek, op die regte tyd, op die regte manier, met die regte mense. As ons net God se timing kan vertrou. Johannes se geboorte was daai eerste ligstraal van 'n nuwe dag wat aanbreek. Hy rig die volk se aandag op die ware lig, op Jesus, die Lam van God. Sagaria en Elisabeth se verhaal wat ons vanoggend gelees het, is daarom nie net 'n mooi familiestorie en een wat hulle vir generasies oorvertel het nie. Dis 'n herinnering dat God sy beloftes nakom. Dis 'n herinnering dat God sy kinders gebruik op maniere wat ek en jy nie eers kan dink of kan droom nie. Dis 'n herinnering dat jy nie te oud is nie, nie te eenvoudig is nie, nie te onsigbaar is om deel te wees van God se groot werk. En met hierdie verhaal wys Lukas vir ons dat God 'n ritme het wat nie by jou en my tydsberekening pas nie. God werk nie gejaagd nie, hy werk presies. Op die oomblik wat hy besluit, beweeg hy. En wanneer hy beweeg, is elke detail reeds in plek. Johannes se geboorte, net soos joune, was nie toevallig nie. Dit was nie 'n laaste oomblik besluit van God nie. Dit was nie God wat besluit het, nou moet hy dalk 'n move maak of die volk gaan van hom vergeet nie. Dit was al eeue lank voor die tyd vasgelê in die plan van God. In die tyd van Eden al het God van Johannes geweet. Nou, na eeue van voorbereiding, is God uiteindelik reg om hierdie stilte te breek. Nou, Basileia familie, ek wil jou vanoggend sommer net herinner, dat God veel meer doen, as wat jy kan sien. Sagaria het sy eie gebede gesien, Elisabeth het haar eie hartseer gevoel, maar God het die hele prentjie gesien. Hy het die prentjie gesien van die Messias wat moet kom, 'n volk wat voorberei moes word, profete wat tot vervulling moes kom, die wêreld wat die lig moet, in die regte toestand moet wees om die lig te ontvang. Dus Sagaria en Elisabeth se lewens, net soos joune en myne, was ingeweef in iets veel groter as hulle persoonlike ervaring. So moenie dat jou persoonlike ervaring vir jou so groot raak, so enorm raak, dat jy God agter dit alles miskyk nie. Moenie die Here meet en sy almag meet aan die stilte wat jy dalk nou in jou lewe beleef nie. Want hoor dit, God se stilte is nooit leeg nie. Dit is altyd gevul met voorbereiding, met beweging, met dieper wysheid wat ek en jy nie kan begryp nie. En daarom wil ek by jou pleit vandag, bly op jou knieë. Hou aan die wierook van jou gebede brand. Hou aan om jou gebede op te hef, dit word in goue bakke, die gelowiges se gebede word in goue bakke voor God se troon gebring. God hoor jou gebede. En vind vanmôre hoop in hierdie wete, wanneer God hierdie stilte breek, is dit altyd perfek. So ek weet nie waarvoor wag jy nie, wat het jy nodig om te hoor vandag? Wat is daai gebede wat jy bid, wat jy voel, maar dit is stil? Hoor die Here se stem hierin nie. God sal hierdie stilte breek op sy perfekte tydsberekening. En mag hierdie verhaal van die aankondiging van Johannes die Doper se geboorte vir jou hoop gee in jou wagseisoen. Mag jy nooit ervaar dat God van jou vergeet het nie. Mag jy altyd weet en besef en ervaar dat God in die stilte net so aktief is as in die wonderwerk. Die stilte, ek hou so van dit, daarmee gaan ek jou los. Ek het dit gelees hierdie week. Die stilte is net die aanloopbaan van God se genade. Hy is besig met jou. Bly wag op jou knieë. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U vanmôre vir die lig wat deur die duisternis gebreek het. Ons eer U vandag vir U stem wat na 400 jaar se stilte weer opgeklink het. Ons eer U vir
die wonderlike heilsplan wat U met die wêreld het en dat U ons elkeen op 'n unieke manier daarbey insluit. Dankie Here dat die stilte nie vandag die einde van die storie is nie. Dankie Here dat die Bybel nie geëindig het by Maleagi nie. Dankie vir die Nuwe Testament. Dankie vir die evangelie, die goeie nuus waarmee die Nuwe Testamentiese tydperk aanbreek. Dankie vir die koms van Jesus, ons verlosser. En Here, dankie dat ons in Sagaria en Elisabeth se verhaal ook iets hoor vir ons eie wagseisoen. Dankie dat ons kan hoor dat daar 'n groter prentjie is wat ons nie raak sien nie. En help ons om vandag net opnuut te besef dat U nie in die stilte onaktief is nie. Dat U nie van ons vergeet nie, dat U ons nie ignoreer nie. Dankie Here dat U tydsberekening perfek is. En help ons elkeen wat vandag in 'n wagtyd, in 'n wagseisoen is, om U tydsberekening te vertrou. Kom vul ons vandag met hoop in die wete dat U net so aktief is in die stilte as in die wonderwerk. Maar Here, vandag wil ons ook bid vir deurbraak. Daar waar iemand dalk al lank al bid vir iets, daar waar gebede soos wierook al lank al voor die troon opgegaan het, daar waar iemand dalk 'n belewenis het, 'n gevoel het dat U van hulle vergeet het, kom bid ons vandag vir 'n geestelike deurbraak. Kom bid ons vandag vir wonderwerke. Ons bid Here dat U deur die stilte van ons elkeen se lewe sal kom breek. Maar dan wil ons dieselfde asem vra, Here, vir elkeen wat nog vir 'n oomblik in daai wagkamer van stilte moet vertoef. Here, dat hy of sy sal besef dat die stilte waarin hulle nou is, net duidelik is, en dat U besig is om die weg voor te berei vir U genade om deur hulle situasie te breek. Dankie Here dat ons in hierdie Kersseisoen kan ingaan met die wete dat Jesus gekom het, dat Jesus mens geword het, dat U 'n wonderlike heilsplan met die wêreld het, en dat ons hierdie Kersfees kan vier met die wete dat U nie van ons vergeet het nie. Amen.